'n paar mensies ingekom, terwyl ons nou nog geworkshop het. Ek sê goeiemôre vir julle almal. Dit is vir my 'n groot voorreg om vandag hier te staan en Touch by Heaven het vir ons hierdie geleentheid geskep. Kom ons gee hulle 'n wonderlike handeklap. Nou kyk, ek is nie 'n pastoor wat kan stil staan nie. Ek wil altyd net ergens heen beweeg. Ek wil net beweeg. Maar nou sê my kameraman vir my, hey, jy moet 'n bietjie stil staan, suster. Ek kry jou nie in my kamera in nie. Nou vanoggend wil ek met julle gesels oor Psalm 100. Wie ken Psalm 100? Daar is dankie my oom. Psalm 100. Ek gaan die hele psalmpie vir julle lees want hy is net so groot. Net so. Maar so groot as wat hy is, soveel krag dra Psalm 100. Dit is 'n psalm by die lofoffer. Nou, as ons gaan kyk, lofoffer was in die Israelitiese tyd, in die Ou Testament, het hulle 'n lam geslag en dan het hulle hom op die offertafel gesit waar hy dan nou brand. So dit was en die rook wat opgaan is dan nou die lofoffer wat hulle aan Jesus bring of aan die Vader bring. Vers 1. Juig voor die Here, o ganse aarde. Hier staan nie juig voor die Here 1 of 2 nie. Hier staan ganse aarde, mense. So dis ons almal. Ons moet sing, ons moet bly wees, ons moet opgewonde wees, want ons is in die huis van die Here, of ons is in die teenwoordigheid van die Here, saam met ons broers en susters. Amen. Nou nie ons eie broers en susters nie, ons geestelike broers en susters, ons is saam met hulle. Dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met 'n gejubel. Mense, hoeveel van ons kan net voor die Here jubel en sê, Here, dankie, 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 dankie. Ons doen dit nie. Ek is mens, julle is mens. Die oomblik wat ek iets nodig het, wat gedoen moet word in my lewe, vergeet ek om voor die Here te jubel en dankie te sê vir dit wat ek het, maar dan neel ek in sy ore, asseblief, 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 asseblief. Dit is soos 'n kind wat 'n sweetie soek wat nog nie 'n sweetie kan kry nie. Nou, jy het nog nie jou kos geëet nie, so jy kan nie 'n sweetie kry nie. Asseblief, asseblief, asseblief. In plaas van om te sê, dankie Here, ek het 'n bord kos en ek gaan hom opeet en dan gaan ek my sweetie kry. Amen, nee. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weiding. Ja. Wat 'n kragtige vers is hierdie. Ons is nie in die lewe gesit deur die mens nie. Ja, wel, ma en pa moes iets doen dat ons kan lewe, nee, dat ons kan bestaan. Maar as dit nie die Here se wil was, dan was ons nie hier nie, prys die Here, dit reg. Dan was ons nie hier nie. Maar nou is ons hier. En in die wilplan van die Here is ons hier. En as dit nie vir die Here was nie, dan nie weggaan. Amen. Prys die Here daarvoor. Dankie, dankie. Ons moet onthou
dat wanneer die Here het ons van ons geweet nog voor ons toe ons nog niks van hom geweet het. Toe ek nog nie eens 'n tinkel in my pa se oogie was nie. Toe die Here al vir hom luister, jy gaan 'n dogter kry en jy gaan haar dit noem en dit gaan julle kind wees. Want ek seën jou met dit. Die Here seën ons met kinders. Hy seën ons. Maar die Here seën ons met hom. As ons nie meer kinders het wat na ons omsien of wat nie na ons kan omsien, dan het ons 'n Vader in die hemel. En hy. Amen. En hy staan vir ons op en hy beskerm ons. Hy gee vir ons 'n dak oor ons kop. Hy gee vir ons klere om aan te trek. Hy gee vir ons skoene. Hy gee vir ons kos. Dis ons behoefte en dit is wat die Here vir ons gee. Hy gee dit vir ons. En dan vra hy dankbaarheid. Net dankie Here, dankie vir dit. Dankie dat U my so liefhet, Here. Dat U my nog steeds vashou en my nie los nie, al is ek op my laagste punt. Die Here gaan ons nie los nie, want hy het ons geskep. En ons is sy kinders. Ja, ek hou van daai tannie. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Nou mense, as ek so na plekke toe gaan, en so kom ek by kerke, en die lofsang, soos wat ons nou gesing het, is so. Is dit hoe ons vir die Here moet sing? Dat hallo oom, welkom by ons. Is dit hoe ons die Here moet beloof en prys? Nee, die woord sê vir ons duidelik hierso, gaan sy poorte in met lof, met lof, met lof. En hy sê vir ons, sy voorhoewe met lofgesang, so ons gesing moet ook wees dit wat ons hier binne ons is. Nee, ons moet bly wees om vir die Here te sing. Amen, halleluja, prys sy groot naam. Vers 5, en dit is die laaste vers van Psalm 100. Psalm 100 is die kortste Bybelgedeelte in die hele Bybel. Nou, daar sê, ek het dit reg. Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Luister mooi. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Sy trou van geslag tot geslag. Goedertierenheid. Die Here se goedertierenheid. Dink julle die Here se goedertierenheid is aards? 'n deel daarvan is, ja,
Want as die Here nie goed was vir ons nie, ons nie bed gehad nie, ons gehad nie, ons die klere gehad nie, ons skole gehad nie, het ons nie gelewe nie. Kon ons sondes nie vir ons vergewe word nie, want die Here het Ons sondes vergewe. Amen. Hy het aan die kruis gesterf vir ons, hy het ons duur gekoop. Hy het ons duur gekoop. En omdat hy sy bloed vir ons gegee het, sy goedertierenheid vir ons gegee het, kan ons vandag staande bly. Amen. Ons kan opstaan en ons kan sê, ek ken my God. Hy lewe. Hy het ons nooit verlos nie. Hy het ons nog nooit gelos nie. Jesaja, van geslag tot geslag, het hy ons nog nooit gelos nie. So nie een van julle wat vandag hier sit, Here het julle nie gelos nie. Hy het nie. Hy is nog steeds met julle. Al voel dit nie so nie, luister vir my. Hy is nog steeds met julle. Ek sê mens, en ek is baie eerlik, as ek sê party daar dink ek, o my genade. Here, waar is jy? Ek het jou nou nodig, waar is jy? Maar hy is daar. Die tyd is nie reg nie. Hy kom eers wanneer die tyd reg is. Hy kom weer vir jou wanneer die tyd reg is. Jy het nog 'n pad om te loop. En doringkies en al daai goedjies, die skoene help nie eers meer nie, dit bly net daarin vassteek, nee. Exodus 3 vers 14 sê Moses vir die Here. Hy sê, Here, as Farao my nou vra, wie het my gestuur? Wat moet ek sê? Dan moet hy sê, die Here het hom gestuur. Die Here antwoord en hy sê, ek is wie ek is. Gaan heen en sê vir hulle, ek is. Vandag wil ek vir julle sê, hou vas aan God se belofte. Ek is. Ek is wie ek is. Ek is. En as julle dit kan vat en dit hele sinne maak, ag nee, dan gaan ons jubel. Ons gaan jubel en ons gaan dans, ons gaan tot die kafeteria, daar kan het oorvaart en daar oorvaart en ons gaan wonderlik weer. Ons gaan agterop aanloop. Prys die Here en ons sit ons onder 'n boom. Dit sal lekker wees, maar nie nou nie winter nie. Dit is koud. Dis te koud. Vanmôre wil ek vir julle los met 'n klein gedagte. Ietsie waarna ek baie kyk as ek 'n bietjie moedeloos raak. Kyk, ek is 'n mens. Al is ek 'n pastoor, ek is 'n mens, nie een van julle almal. Ek is 'n mens. Ek splaat op die aarde, ek is 'n mens. Dan kyk ek in my hand. Nou as julle in julle hande kyk bietjie in jou hand. Kyk bietjie tannie, kyk aan tannie se hand. Kyk bietjie daar. Daar is 'n M. Kan julle dit sien? Ja. Wie kan hom nie sien nie? Gits. 'n M, ja. 'n M vir myne. Nice nou. Wat ek gou sien. Ik wil veel weer verloren. Bro, ik zie het weer. Ja. Ik get it.
Okay. Ja, so vielleicht nicht zu denken. Ja. Woanders. Wie is het dan te zien? Het allemaal nou gezien? Ja. Het jij hem gezien? Ja, dat kan ik Heeft jy? Oké. Nou dit is die merk wat ons kan sien. Ons is God se skepping. Ons is God se liefde. Ons is God. God het ons geroep by die naam. God het ons wat het hulle nou gesê? Ons is sy kinders. Daar sy, ons is sy kinders. God het, hallo Tannie, kom maar in. Tannie reg. Nee, dit reg, Tannie. Baie liefde, ons is baie bly, Tannie, die by ons. Kom kyk gou vir my. Ons het nou net gepraat die merk wat ons het om te weet ons is God se kind, né? Dis 'n myne. Kyk tog. Dit is hoekom hy sê, want jy is myne. Daar sê, amen, prys die Here, mense. Ons is syne. En as ons die Here se kinders is, wie kan teen ons wees? Niemand nie. Ek sê altyd, as ek bid by die huis, dan sê ek, Here, hoor my hart. Asseblief, hierdie dorings wat so in my vlees is, verlos my van hulle. As ek, Here, asseblief, maak my los van die mens en die wêreld. Ek wil by U alleen wees. Ek wil U woord uitdra. Ek wil hoop gee vir ander mense waar daar nie hoop is nie. En dan sê ek, dankie Here, vir hierdie teken in my hand. Dankie. Ek is joune. Ek is joune. Hy sê, jy is myne. En ons sê vir die Here, dankie. Dankie dat ons vandag hier is. Daar sê, ons kan niks anders doen nie. Ons moet vir die Here sê, dankie vir alles in ons lewe. Al is dit hoe min. Die Here seën ons met. Baie keer dan het ons alles in die lewe verloor. Alles. Ons het niks meer oor nie. En dit gebeur oornag. Jy kan eendag daar wees en as jy volgende oggend wakker word, Dan staan nie meer, dan sê nie meer daar. dan sê bankrot. Moenie dink, as jy swaar kry, jy is minder 'n kind vir God, as wat die ander is. Jy is God se parels. Ek sê baie, en ek gaan dit weer sê. Die mense wat die naaste aan God lewe, is die mense wat weet wat swaar kry is.
Die mense wat weet hoe dit voel om niks te hê nie, net die klere aan jou houde. Ek het amper nou 'n ander woord gesê, net die klere aan jou houde. En God se genade is nog steeds groot vir jou. Want as dit nie vir God se genade was, Dan het ons die klere gehad om aan te trek. amen. Die Here gee vir ons altyd 'n plekkie. Altyd. En ruil daarvoor, vra hy nie baie nie. Regtig. Hy vra nie baie nie. Hy vra net, glo dat ek jou God is. Glo dat ek opgestaan het vir jou. Glo dat ek aan die kruis gesterf het vir jou. Glo dat ek my bloed uitgestort het vir jou sondes. Glo dat ek opgevaar het na die hemel toe en sit aan die regterhand van my Vader. Dis al wat hy van ons vra. Ons moet glo. Maar die duiwel is baie listig en hy is soos 'n slang wat pik. Hy is soos 'n slang. hy is soos 'n slang, hy is 'n slang. Hy maak jou ore as blikke. Alle negativiteit gaan hier in. En daai kant uit. Is jy seker dit gaan daai kant uit? Ek hoop so vir jou. Want negativiteit gaan hier in. En wanneer jou denke negatief is, dan kom negatief by hierdie ding uit. Hierdie ding wat is 'n verskriklike harde slaan ding is. Dan bespreek jy nie wat jy nie moet spreek nie. Daar's tyd. Jy spreek goed wat jy nie moet spreek. So dan het jy sonde gepleeg en nou moet ons op ons knieë gaan en nou moet ons vir die Here om verskoning vra want ons het sonde gepleeg. En ons moet nou nie weer daai sonde doen nie. So moenie jou ore asblikke maak nie. Dat jy nie nodig het om negatiewe goed te dink nie. Maak jou lewe positief en volg God. Want dit wat die hart van vol is. Amen, dankie julle. So dit is waarvoor ons die Here in ons lewe nodig het. En ons het die Here in ons lewe nodig ook vir die dag wanneer hy kom vir ons. Wanneer ons kom haal. Wanneer hy ons kom haal, daai dag wat hy kom vir ons, dan het ons hom nodig. Nie net dan nie, want dan gaan hy vir jou sê, jy het van my gehoor, né? Jy het 'n paar preke van my geluister, né? Jy het bietjie jou Bybel so deurgeblaai en sê, okay, hier staan dit, daar staan. So jy het eintlik van my geweet, né? Maar ek jou vra, het jy 'n verhouding met my? Ken jy my? Het jy 'n verhouding met my? En as jy sê, Here, maar ken jou, dan gaan die Here vir jou sê, wat het jy alles vir my gedoen? Dan gaan jy nou opnoem, al hierdie goed wat jy gedoen het, dan gaan die Here vir jou sê, Ek het jou nie nodig nie. ek ken jou nie, jy kan maar gaan. Want om goed te doen aan ander mense, gaan jy nie hemel toe vat nie. Om jou woord te ken, En jou Bybel te lees. en 'n verhouding met God te hê. God kan nie jou naam ken as jy nie 'n verhouding het met hom nie. Hy weet van jou, maar hy soek daai verhouding met hom. Nou kyk, ek kan nie wag vir die dag dat dit my beurt raak nie. Want ek wil ook so op die wolk gaan so reg. Ek wil in die paradys wees. Op 'n bouie. Na liewe Jesus toe, want ek dink dit is die lekkerste plek onder die son om te wees. Die lekkerste plek. Steker by sy. Verseker.
Maak hom nou op my knieë. Die wat nie op hulle knieë kan gaan nie, die Here weet. Hy weet, hy sien dit raak. Moet nooit vergeet dat jy is syne. Al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe swaar. Kyk in jou hand. Jy is myne. Ek het jou dier gekoop. Ek het jou met my bloed gekoop. Jy is myne. Amen. Ek gaan vir Eddie kans gee. Nou kyk, Eddie. Hoi, waar is Eddie? Meester Eddie is nie hier nie. Meester Franco is hierso. Ek gaan vir Franco 'n kans gee. Nou ons tweeetjies doen die ding nou maar so saam. Hy met my kort maar net bietjie wys stop, want anders ek het so turbo in my. Ek wil net gaan en dit is lekker om van die Here te praat. Dit is lekker om sy naam te loof en te eer en om dankie te sê sommer vir alles. Franco kom, dat ek hom tog maar 'n beurt gee om te praat ook, nee. Ek wil jou. Hi julle, kan jy my hoor sonder die luidspreker? Ja, dit is 'n bietjie, hy weer galm hierso. Echo's on. Ekskuus dan, ek gaan dan so swaar hierso sit. Ek skryf iemand my goed nou daar rond. Waar is die stene? Die tannie het 'n pragtige boodskap gehad nou net. Amen. Want dit gaan oor die nabyheid van die Here. En die Here wil so graag hê ons moet nader aan hom lewe dag vir dag. Amen. Oomblik vir oomblik. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy doen nie, of jy nou Hitler is, of jy nou Mother Teresa is, of jy nou Billy Graham is, dit maak nie saak. Die feit is, Jesus sê vir ons, almal word gebore en almal gaan dood. En dit maak saak, wat jy in hierdie tyd van jou geboorte en doodgaan, wat het jy gedoen? Hoe het jy gelewe? Het jy agter Jesus aangelewe? Het jy agter hom aangeloop? Laat hy jou lei, laat hy jou wys. Nou, ons gaan 'n bietjie net hierso in hierdie pragtige psalm inklim wat almal, die hele wêreld weet van hierdie psalm, dis Psalm 23. En julle kan hom seker uit julle kop uit sê. Here is nade. Amen. Maar nou hoor hoe mooi is dit dat die Here, hy wil my herder wees. Hy wil jou herder wees. Hy wil by ons wees. Ek dink nie ons verstaan dit so baie mooi nie. Die God van die heelal wil by my wees. Amen. Hy is nie 'n God wat ver is nie. Hy is nie 'n God wat wil ver wees nie. Hy wil wees wat ek nie kan wees nie. Hy wil my sterkte wees, hy wil my voedsel wees, hy wil my finansies wees, hy wil my nabyheid wees, hy wil my alleenheid wees, hy wil absoluut alles vir my wees. En hier is hierdie pragtige skrif hier in Exodus wat hy sê, ek is 'n jaloerse vader. Amen. En wat beteken dit? Jaloerse vader is nie wat ons dink aan jaloesie van die duiwel, waar ek jaloers op iemand raak oor dat ek nie iets het nie. Amen. Hierdie jaloesie is 'n pragtige, heilige, mooi, liefdevolle jaloesie van 'n papa wat sê, the Lord is good, his love is eternal. My liefde is vir jou so diep, dat jy nooit die einde kan kry nie. Jy sal nooit hieronder kan swem tot daaronder en weer terug kan kom nie. Jy sal vir ewig en vir altyd in sy diepte ingaan. En jy sal nooit sy einde kry van wie hy weet wie jy is
en van wie hy is. Amen. Die Here gee vir ons 'n pragtige lewe om hom te leer ken vir wie hy is. Nie vir wat ek dink hy is nie. Nie vir wat my opinie is oor hom nie. En definitief nie vir wie ander mense se opinie oor hom is nie. Maar my pappa is wie hy is, want hy wys vir my wie hy is. En die nabyheid van my tyd, wat ek hier op die aarde het, van my dag vir dag soek na hom, in elke oomblik, nie voor 'n TV nie voor al hierdie telefone en al die video's van ander pastore wat baie nice is. Maar hoor mooi wat die Here sê. Hy sê, ek wil hê jy moet by my kom sit. Amen. Kom sit by my, want ek wil vir jou wys wie ek is. Sodat jy 'n pragtige lewe kan hê. Sodat jy kan vrede hê in al hierdie donkerte wat nou om ons gebeur. Sodat jy kan 'n vreugde in 'n baie dorre wêreld hê. Waar ander mense sien maar, hoekom lag jy? Hy is so 'n pragtige mens. Ek wil hê wat jy het. En in die donkerte skyn ons as sy kinders baie brighter. Brighter is nou 'n Engelse woord. Baie helderder. Meer helder. Ons skyn verskriklik. Want dit is net soos Moses was toe hy by die voete van Jesus gelê het op die groot berg van Sinai. Toe kom hy af en die mense het gesien hoe gloei hy. My vraag is vir julle, gloei julle? Hoe lank sit julle by hom, dat hy julle so warm gemaak het, en dat julle so warm is in sy liefde, dat niemand vir julle kan iets vertel oor my Jesus nie. Want net soos die tannie gesê het hierso, daai en is, jy is myne, sê die Here. En net ek kan vir jou wees wat jy nie kan wees nie. Amen. So hoor hoe mooi is hierdie. Ons moet regtig die woord uit 'n mooi perspektief uit begin lees. Uit 'n perspektief dat Jesus wil my herder wees. Hy wil my pappa wees. Hy wil my Vader in die hemel wees hier op die aarde, wat niemand en niks vir my kan wees nie. En nou sê hy dit, dis 'n gedig van Dawid. Nou ons moet besef, Jesus het mense soos Dawid en wie nog? Josef en wie nog? Saul en wie nog? Enigiemand? John. Johannes. Maria. Hy het ons al die pragtige, verskriklike mooi mense soos ek en jy gegee, wat daai tyd gelewe het. En hulle is net soos ons. Daar's niks anders nie. Nou die Here wil julle gebruik om soos Maria te wees. Om soos Dawid te wees. Amen. Hy wil hê julle moet so skyn dat julle ook in die toekoms na terug kan gekyk word en gesê word, wow, daai oom en daai tannie het so en so en so gelewe en ek het die Here gesien skyn in hulle lewens. Amen. So jy kan jou naam hier insit. 'n gedig van Franco. 'n gedig van Tannie Katrien. 'n gedig van oom, wat is oom se naam? Maurits. 'n gedig van Maurits, Tannie? Wat is Tannie se naam? Anna. 'n gedig van Anna. Hoor nou mooi hoe sê. Die Here is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Hy
Ja, nou water waar daar rus. Amen. Hy, my Here, laat my rus in groen weivelde. Hy lei my langs rustige waters, of waters waar daar rus is. Oukies, vandag is almal so in 'n harwar. Almal is soos in ek weet nie wat om te doen nie. Ek sien die nuus. Ek sien die goed op die nuus gebeur. Ek sien wat met Donald Trump gebeur. Ek sien al hierdie dinge gebeur vandag. Ons sien hierdie dinge op die TV wat ons vrees injaag en wat ons bang maak. Ons sien hierdie dinge van Suid-Afrika, hoe mense doodgemaak word elke dag. Voor dit teen mekaar fight. Amen. Maar wat sê Jesus vir ons? Ons het nie bang om te wees. Ons hoef nie bang te wees om te gaan. Dis wel in Yes. Hy sê, ek is jou herder. Stop dat jou foon jou herder is. Stop dat jou TV jou herder wees. Ek is jou herder. Ek is jou Vader. Ek besluit wat met jou lewe gebeur. Amen. Amen. So as jy wil by 'n ander herder gaan wees, moenie dan snaaks dink oor hoekom die Here se goedheid en liefde nie by jou is nie, want jy gaan kry dit by iemand anders. Jy het 'n ander herder gekies. Amen. En hoe kies ons? Wanneer ons meer voor 'n TV sit en nuus kyk en nie by die voete van Jesus sit nie. Want oukies, ek wil vir julle gou 'n groot surprise gee, wat niemand ooit dit geweet het nie. Onthou 10 jaar terug, 50 jaar terug, geen probleem. Sorry, moet jy dit